ek het vir ons 'n boodskapie voorberei oor wat, waar het alles begin met ons as gelowiges om saam in 'n plek by mekaar te kom, en wat het die Here bedoel daarmee? Wat was die bedoeling daarmee gewees? Dit het begin by, ons weet nou van die sondeval, ek gaan nou nie oor dit praat nie, en wat gebeur het, en dat ons eintlik veronderstel was om in die teenwoordigheid van die Here te leef, alle tye van ons lewe. En dit het toe nou nie so uitgewerk nie, ons het toe nou nie so geleef al die tye van ons lewe nie, want die vyand het dit van ons af kom steel. Maar die Here se plan was van die begin af gewees, dat ons saam met hom moet wees, en dat ons saam met hom moet leef, en saam met hom moet bestaan, en saam met hom moet wees, en dat hy met ons wil kom praat. En so het die duiwel gedink, nee, wat hy hou nie daarvan nie, en hy het dit alles van ons op kom wegvat, en nou het ons 'n baie lange jare pad gestap, om weer terug te kom by dit wat die Here vir ons bedoel het. Toe Jesus vir ons kom sterf het, en hy vir ons die voorhangsel geskeer het, en ons weer by hom kon uitkom. En hy het vir die disippels het hy vertel van alles, en wat gaan gebeur, en so aan, en toe begin het daar by Handelinge 2, waar Petrus spreek oor die, en vir die Gentiles, dis nou wie ons is mos nou nie Israeliete nie, ons is mos Gentiles. So die Israeliete het so half 'n boek gehad, wat vir hulle half 'n aanduiding gegee het van wie is God, en wie het hulle gemaak, en waarom is hulle op die aarde, en so aan. Maar ons Gentiles het dit nie regtig geweet nie, ons het maar agter al die gode aangegaan, wat deur die loop van die jare op die aarde was, en toe kom Jesus en hy verkondig die evangelie, en Paulus verkondig die evangelie, en in Handelinge leer ons dat hy dit vir die mense vertel wat daar was, en daar het, as ek nou reg onthou, ek het nou nie dit gelees nie, maar omtrent 3000 tot wedergeboorte gekom, en die ontstaan van die fellowship of the believers het begin. En dis waar ons inpas. As ons hier na die huis van die Here toe kom, is ons 'n fellowship of believers. Die woord wat gebruik word is die kerk, en baie mense sê die kerk is nou die gebou, maar ons praat nie van die gebou nie. Die gebou is dit wat die kerk binne huisves, waar ons as fellowship of believers saam kuier, saam lag, saam huil, saam gesels. So, dit is wat met ons gebeur het, maar as ons nog nie hierdie boodskap van die evangelie gehoor het nie, dan is ons nog die ou mens. Ons is nog besig met die ou dinge en die wêreldse dinge, en ons sal hierdie goed glad nie verstaan nie. Wat op Pinksterdag gebeur het, is die mense tot redding gekom, en die boodskap het ook na ons toe gekom, en ons het tot redding gekom. En toe ons tot redding kom, het ons gelowiges geword in Jesus Christus, en wat hy vir ons kom doen het, en die pad het hy vir ons kom wys. So, wat met ons gebeur het, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit staan in 2 Korintiërs 5 vers 17. Wat beteken dit vir ons? Ons het groot geword, kom ons imagine net vir 'n oomblik, ons is nou daar die Gentiles, ons het nou in Christelike huise groot geword, maar kom ons vergeet net vir 'n oomblik daarvan. Ons het nie geweet van Jesus nie, ons het gedink soos die wêreld dink, en dan het ons in Christelike huise groot geword, en in 'n wêreldse stelsel groot geword, dink ons baie soos die wêreld. Ons is gekondisioneer om soos die wêreld te dink. Deur die wêreldse wette en die wêreldse goed leer ons om te wees soos die wêreld. Maar Jesus wil nie hê ons moet so wees nie. Dis nie sy plan nie, dit was nie sy plan van die begin af gewees nie. Hy wil hê ons moet wees soos wat hy bedoel het en beplan het, dit moet wees van die begin af. Ons moet soos Jesus kan begin het dink, ons moet koninkryk gerig kan raak, en daarom gee hy vir ons Romeine 12 vers 2, en hy sê vir ons in Romeine 12 vers 2, word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dan in die woord gee die Here vir ons baie duidelike riglyne oor hoe dit alles moet gebeur. Hy het vir ons gawes kom gee. Wat het ons ontvang? Ons rigting en ons planne het verander. Want ons rigting en ons planne is nie meer net gebaseer op me, myself en I nie. Dis nou gebaseer op wat God wil hê, me, myself en I moet doen vir hom, in hom, deur hom, tot hom. En dit is wat die verskil gemaak het. So ons kom hier by mekaar as 'n klomp gelowiges, om dit te leer, en dit te begin leef, en dit te begin toepas. Ons weet dit nie noodwendig, wanneer ons die dag ons hart vir die Here gee nie. Al wat ons weet is, Jesus het vir ons gesterf, en ons is gered.
Maar nou is daar 'n hele pad wat ons moet leer ken, 'n nuwe reis wat ons moet aanpak. So ons het geword familie in Christus. Nou hulle sê, mens kan nie jou familie kies, mens kan jou vriende kies. Nou, vir ons hierso, want familie is dieselfde bloed. Maar wat het ons wat dieselfde is? Ons het die bloed van Jesus Christus, wat ons nuwe DNA geword het. En daarom is ons nou familie van mekaar. In 1 Korintiërs 14 vers 1 staan, ons het gawes ontvang, die Here het ons gawes kom gee, né? Dis wat ons gekry het. Jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Maar ek wil oor profeteer praat en daai goed nie. Ek wil net sê, ons het gawes ontvang. Elkeen van julle wat hier sit, het gawes ontvang. Die Here het dit vir julle gegee. So moet ons dan ook, terwyl ons streef na hierdie geestelike gawes, probeer om uit te min tot stigting van die gemeente. Ek het nou net 'n tweede gedeel, daar's versies bo en onder. Die eerste versie wat ek gelees het was 1 Korintiërs 14 vers 1 en die tweede een, die wat ek nou lees is 1 Korintiërs 14 vers 12. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te min tot stigting van die gemeente. So hierdie gawes het ons gekry tot stigting van die gemeente. So waar gebeur hierdie leer van die gawes en toepas van die gawes hier in die gemeente tussen ons? Gaan ons foute maak? Kom ons sê, maar nou gaan jou voorbeeld gebruik. Kom ons sê sy het 'n profetiese gawe. En nou wil sy dit graag beoefen en sy maak 'n fout. Sy het nou gedink sy het die Here gehoor, maar eintlik was dit nie so heeltemal by die Here wat sy gehoor het nie. Dan moet ons haar nie verdoen nie. Ons moet haar help, ons moet haar leer, help dat sy kan. Met ander woorde, van ons moet bereidwillig wees om ons weet sy het 'n profetiese gawe. So ons vra vir haar, ons is bereid, as jy jou profetiese gawe wil beoefen, kom profeteer vir my. En 'n profesie in ons tyd is nie meer die goed wat vasgemaak word, wat reeds in die Bybel vasgemaak is. Dit gaan iets wees wat die Here reeds in jou hart gesit het, wat bevestig word. Of dit kan 'n woord van kennis wees. Ek kan nou nie die ander een doen, maar ek wil nie oor die gawes in detail praat nie. Daar is sulke verskillende gawes, né? Nou die Here vir ons gegee, ek het op eSword gegaan, en eSword se periskoops, daai gedeeltes wat aan die bokant van die teksgedeeltes is, daai periskoop is in Engels geskryf. En hoor hoe mooi is dit daar, hoe mooi staan dit daar. Dit staan Gifts of Grace. En die skrifgedeelte is vanaf Romeine 12 vers 3 tot 12 vers 21. En hier is nou 'n opsomming net van dit. God roep ons om met nederigheid na onsself te kyk, nie hoër as wat ons behoort nie, maar volgens die geloof wat hy elkeen gegee het. Ons staan nie alleen nie, saam vorm ons een liggaam in Christus, en elkeen van ons behoort aan mekaar. Elke gelowige het genadegawes ontvang, verskillend, maar doelgerig. Nie om onsself te verhef nie, maar om die liggaam te dien. Of dit nou is om te praat, te dien, te leer, te bemoedig, te gee, te lei, of barmhartigheid te bewys. Elke gawe moet met opregtheid, ywer en blymoedigheid uitgeleef word. So word God se genade sigbaar deur 'n liggaam wat saam funksioneer. Dan, die volgende wat ek nou gaan kyk het, is die spiritual gifts. En dit is 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. En hier is die opskrif is spiritual gifts, en hier is 'n kort opsomming van daardie skrifgedeeltes wat dit vir ons beteken. Wat ek net gaan kry hierso. Die Bybel leer ons dat geestelike gawes nie iets vaags of onbekends is nie, maar 'n werk van die Heilige Gees wat ons op Jesus Christus rig. Dit is slegs deur die Heilige Gees dat ons met oortuiging kan bely, Jesus is die Here. Al is daar 'n groot verskeidenheid van gawes, bedieninge en werkinge, kom dit alles uit een bron, dieselfde Gees, dieselfde Here en dieselfde God wat in almal werk. Elke gelowige ontvang 'n openbaring van die Gees, nie vir selfverheerliking nie, maar tot voordeel van die hele liggaam. Of dit wysheid, kennis, geloof, genesing, kragdade, profesie, onderskeiding of tale is, dit is die Heilige Gees wat dit uitdeel volgens sy wil, sodat God verheerlik en sy gemeente opgebou kan word. Dan het ek gaan kyk na die volgende gedeelte, one body with many members, en dit is 1 Korintiërs
12 vers 12 tot 31. One body with many members. Ons is one body. As ons nou praat van one body, al die kinders van die Here is een liggaam, van al die denominasies. Maar ons bring dit nou na ons toe, met ander one body, AGS Emmanuel de Aar, one body with many members, né? En dit is 'n opsomming van daardie skrifgedeelte. Die gemeente van Christus word beskryf as een liggaam met baie lede. Al verskil ons in agtergrond, funksie en gawe is ons deur een gees en een liggaam in een liggaam ingelyf. Dis Jesus Christus se liggaam, né? Geen lid is oorbodig nie. En geen lid kan sê hy behoort nie. So nie een van julle is oorbodig in hierdie liggaam van gelowiges nie. Of julle kan dalk dink, dalk is daar van julle dink julle behoort nie. Dis nie die waarheid nie. Of dat hy nie 'n ander nodig het nie. God self het elkeen in die liggaam geplaas soos hy wou en hy gee besondere waarde aan die wat minder raak gesien word. Daarom is daar geen plek vir verdeeldheid nie, maar vir wederwysige sorg. As een lei almal saam. As een geëer word, deel almal in die vreugde. Al het ons verskillende roepinge en gawes, bly ons een in Christus, saamgeroep om mekaar te dien en saam opgebou te word, en bo alles roep God ons om die beste gawes na te jaag, terwyl hy ons wys op 'n nog uitnemender weg. Dan het ons bietjie gaan kyk na the new life. Ek dink ek het nou enige skiep hierso. Net gou kyk. Maar ek sal hom vir jy, hy's op die rekenaar, ek sal hom vir julle nou lees, dan kan julle hom net insit in die boodskap in. The new life. Wag, ek wil eers vir ons sê unity in the body. Ekskuus julle hoor. Ek het nou gepraat oor one body with many members. Nou is dit unity in the body. En daai skrifgedeelte is, ek moes nie omgeblaai het nie, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 12 vers 31. God roep ons om waardig te leef volgens 'n roeping wat ons ontvang het, 'n lewe van nederigheid, sagmoedigheid en geduld, waar ons mekaar in liefde verdra. Hierdie roeping vra dat ons die eenheid wat die Heilige Gees bewerk het, met erns bewaar deur die band van vrede. Al is ons baie, is ons een liggaam, met een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop en een God, wat oor en deur ons almal werk. Christus self het deur sy oorwinning gawes aan die gemeente gegee en mense aangestel om die gelowiges toe te rus vir die diens, sodat ek wil net 'n regstelling maak. Die unity is Hebreërs 4 vers 1 tot 16. Ek sien my notas daai kant bietjie deur mekaar. Sodat die liggaam opgebou kan word. Die doel is geestelike volwassenheid, dat ons standvastig sal wees in die liefde, in liefde die waarheid sal uitleef en saam sal opgroei in Christus, ons hoof uit wie die hele liggaam versterk en opgebou word. En dan het ons die nuwe lewe. Die nuwe lewe in Christus vra 'n duidelike breek met die ou manier van leef. En dit is Efesiërs 4 vers 17 tot 32. Ons word geroep om nie meer te wandel soos die wat sonder God leef nie, maar om Christus werklik te ken en volgens die waarheid in hom te leef. Dit beteken dat ons die ou mens aflê met sy misleiding en selfsug en ons laat vernuwe in ons denke sodat ons die nuwe mens kan aantrek wat na God se beeld geskape is in geregtigheid en heiligheid. Hierdie nuwe lewe word sigbaar in hoe ons praat, hoe ons met woede omgaan, hoe ons werk en deel en hoe ons mekaar behandel. Ons bou mekaar op met waarde wat genade bring, gee geen ruimte aan die bose nie en leef met 'n sagte hart teenoor mekaar. So eer ons die Heilige Gees en weerspieël ons die vergifnis en ontferming wat ons in Christus ontvang het.
En dit is dan wat gebeur het, toe ons gelowiges geword het, en toe ons besluit het, ons gaan by gemeenskap van gelowiges aansluit. Die reis van die kerk begin waar die evangelie verkondig word, soos in Handelinge, waar Petrus die goeie nuus van Jesus Christus deel. Die mense hoor, glo, bekeer hulle, en 'n nuwe gemeenskap word gebore. Van die begin af is dit duidelik, God roep nie net individue nie, maar vorm 'n liggaam. Hierdie liggaam leef uit genade, ontvang gawes, en word geroep tot 'n lewe wat Christus weerspieël. Ons leer dat elkeen genadegawes ontvang om mekaar te dien, dat 'n ware Christen gemerk word deur die egte liefde en 'n lewe van gehoorsaamheid. Dat ons een liggaam is waarin niemand oorbodig is nie, en dat eenheid nie 'n opsie is nie, maar iets wat ons aktief moet bewaar. Eintlik roep God ons tot 'n nuwe lewe, 'n sigbare, veranderde lewe wat ander opbou en sy gees eer. Dit is wat ons hier soek, om saam 'n gemeente te wees waar die evangelie geleef word, gawes funksioneer, eenheid bewaar word en God se koninkryk opgebou word, hier deur ons tot sy eer. En dit bring my aan die einde van my boodskap, wat ek wou gebring het rondom die kerk en wat ons hier doen en wat soek ons hierso. So ons verantwoordelikheid wat ons dan het wanneer ons aansluit by 'n huis van gelowiges. Waar hierdie dinge gebeur, hierdie wat ek nou alles van gepraat het, waar dit gebeur is by die onderlinge byeenkoms van die gelowiges. Soos wat ons leer in Hebreërs 10 vers 25 en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim nie. Want is hier waar ons mekaar moet stig en mekaar moet help om te groei. En as ons hierdie met 'n safe house wees, en as ons dit hier geleer het, dan kan ons uitgaan en ons kan dit buitekant gaan toepas. Dit word dan disippelskap, waar ons dan of gaan evangelisasiewerk doen, of barmhartigheidswerk, daar het ek vir julle op die WhatsApp gesit het, waar ons daai goed alles gaan, ons ontdek ons gawes, waar wil ons wees, wat wil ons doen, wat is in ons hart, en dan gaan ons in ons word geleer hoe om dit toe te pas. Want ek weet nie van julle nie, maar ons het nie allemaal altyd die vrymoedigheid nie. Ons weet ons het 'n gawe, maar ons het nie die vrymoedigheid nie. Ek het lank gevat voordat ek, dit was vir my ook maar moeilik om hier te staan met 'n mikrofoon in my hand. En ek is vandag erg op my senuwees, want ek het lanklaas hier gestaan met 'n mikrofoon in my hand. So, en party van ons is as gevolg van ons persoonlikhede, dit kan nie so maklik net dit begin doen nie. Ons het mekaar so motivering nodig. Ek onthou jare terug, het die Here vir my gesê, ek moes vir 'n vroutjie wat saam met werk wat agter my loop, vir haar sê, Jesus het jou lief. Is al wat ek vir haar moes sê, Jesus het jou lief. En ek kon dit net nie doen nie. Ek kon dit net nie doen nie. En ek sê vir die vroutjie wat langs my loop, die Here sê nou vir my, ek moet vir Louise sê, Jesus het jou lief. En sy sê, ag man, sê vir haar. En dit gee my die vrymoedigheid. En dis wat ons hier moet met mekaar moet gaan doen. Die vrymoedigheid kan gee, dat doen daai ding wat die Here op jou hart sit. Doen daai ding, moet nie bang wees nie. Ja, ons is vulnerable op daai stadium. En ek het omgedraai en ek het dit vir haar gaan sê. En dit was toe so maklik gewees. En sy is 2 maande daarna sy gedoop deur middel van onderdompeling. So wat is dit, nou kom ons na hierdie huis toe en ons kom almal hier by mekaar om met mekaar te bou en te stig, om na die huis van die Here te kyk, om saam te werk, so dit goed versorg is, die goeie rentmeesterskap toe te pas. En dit doen ons met wat ons het tot ons beskikking. Fondse wat inkom deur tiendes en offerhandes, en mense met julle gawes. Dit is hoe ons dan nou hierdie huis, hierdie plek waar die Here vir ons gegee het, dan nou opbou tot 'n lieflike woning vir hom om by ons te kom woon in ons lofsange, en 'n lieflike woning vir ons om saam te kan kuier. Ek sit daar agter en ek hoor hoe julle gesels. Weet julle hoe mooi klink dit? As mens hoor hoe julle fellowship en met mekaar gesels, dit klink so mooi. Nou dink ek nie daar agter, ons sit en dink ek, hoe mooi moet dit nie klink vir die Here? Om te hoor hoe ons mekaar groet, en vra hoe gaan dit met mekaar, en net gesels oor goed wat saak maak, goed wat in jou persoonlike lewe saak maak met iemand anders. En dit is wat ek net vandag aan die begin van die nuwe jaar vir ons wil opdra, lewe ons herinner aan, dat dit is wat ons hier by mekaar kom doen. Ons kom hier by mekaar om in die eerste plek God se naam te groot te maak en te verheerlik. Hom lof en eer te bring. Want daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, wanneer ons dit doen, dan kom hy af. En hy kom verlustig hom in ons. Dis my vertaling, vrye vertaling
van die skrifte wat oor dit praat. En hy kom leef tussen sy volk, tussen hulle lofsang, met ander woorde begin daar sing, en hy kom aan, hy kom leef tussen ons, en dan begin hy vir ons vertel, hy begin met ons gemeenskap hê, en dan begin hy, dan is daar 'n corporate salwing, wat ons almal na verlang. Ek weet nie wie van julle nie, maar ek verlang na daai liedjie wat ons gesing het nou vanmôre, dat die Heilige Gees ons sal kom vul en ons van ons voete sal afvat en net 'n bietjie onsself uit sal haal, sodat ons net bietjie weer God in ons kan kry. Want ons het moeg en mat geword. Die lewe is moeilik, die battles daar buite is reël, dis eg, en ons moet van mekaar kan help om weer te kom en aan die ander kant as oorwinnaars te kan uitkom. En ons moet mekaar kan ondersteun daarmee, mekaar kan vertrou en ons moet mekaar kan help. En dit is hoekom die Here vir ons gesê, die gawes wat hy vir ons gee is nie vir onsself nie. Dit is om mekaar te help en mekaar te stig. En dan is ek aan die einde van my boodskap. Ek hoop